Hierdie jaar fokus ons by NG Gemeente Jeffreys Bay om lig te wees en lig te leef. Wees lig, leef lig, deel lig. Goeiemôre gemeente en baie welkom by vanoggend se erediens. Kom ons kyk na hierdie week se afkondigings. Ons jongkamp het hierdie naweek plaasgevind en is steeds besig en ons sê dankie vir julle gebede, ook vir hierdie klomp jong mense, ons graad 8 tot 10s wat daar by Eerste Rivier is en ons sien uit om te hoor en te sien wat die Here ook in hierdie tyd in hulle lewens gedoen het. Ons wil volgende ook graag onder hulle aandag bring, die 28ste Maart is dit ons môremark, maar dit is 'n spesiale dag, want dit is pannekoekdag. So kom kry 'n lekker gevulde pannekoek, kom saam met 'n klomp vriende en kom kuier lekker hier saam by die Kompleks Kampus. In die voorportaal is dit die môremark. Volgende wil ons graag vir julle laat weet dat #Imagine2025 hierdie jaar wel in Jeffreys Bay gaan plaasvind. Dit is die 4de tot die 6de April, so dit is om die draai en dit is baie vinnig en ons weet dat daar 'n klomp goeders moet gebeur. Nou, ons wil graag vir julle vra, indien jy dalk enigstens 'n manier het om te help, ons sal binnekort meer lyste deurstuur om te kyk waar ons dalk kan ondersteun en waar ons kan help, sal ons vra dat jy jou naam daar opskryf. Maar solank kan ons vir alle jong mense sê, van 13 jaar tot en met so 18 jaar is die ouderdomsgroep, dat #Imagine gaan plaasvind en indien jy wil inskryf, sal ons binnekort ook vir julle die inskrywingsvorms so deurstuur. Gemeente, en dan sal julle sien het ons 2 herdersposte wat ons graag ook wil adverteer of onder julle aandag bring. As jy weet van iemand wat graag sou wil aansoek doen, ons herinner net dat dit 'n 12 maande kontrakpos is om die voltydse span te kan uithelp spesifiek met siekesorg, sterwensbegeleiding en ook algemene pastoraat. So indien jy weet van iemand wat graag sal wil belangstel in dit, asseblief stuur dit vir hulle aan of kom doen aansoek. Ons sien uit om van julle te hoor. Gemeente, baie van julle sal dan ook weet dat ons die vorige naweek het ons musiekgroep, 'n groot groepie van hulle Kaap toe gegaan na Vredelust gemeente toe. Kom ons kyk na die volgende insetsel van wat hulle ook beleef het. Volgende is dit ook ons CV's een van die dae. Nou, julle kan nie glo nie dat dit al tyd is vir voorbereiding vir ons CV's en spesifiek wil ons die Delhi ons gevra om so lank onder julle aandag te bring. Hulle wil graag 'n klomp mense vra om so lank te begin konfyte of vrugte of wat ook al inlê en ons weet dit vat 'n lekker lang tydjie. So indien jy kan uithelp daarmee, asseblief kontak vir Lianey.
En daar sal ook op ons WhatsApp groepe, sal julle sien, gaan ons 'n poll uitstuur waar jy net kan op reageer en so sal daar ook kontak met jou gemaak kan word. Ons sien uit en dit sal reeds die begin van die CV's wat voorlê. Gemeente, hierdie is 'n vol jaar en soos julle ook weet, is ons nou in lydenstyd. En ons wil julle regtig uitnooi om in hierdie tyd regtig bewus te word ook van waarmee die Here besig is in jou lewe. So kom ons vat hierdie lydenstyd en ons word rustig en ons kom by die Here se voete uit. En dan geniet ons hierdie erediens ook so saam met mekaar en ons beleef ook wat die Here vandag met ons wil deel. Goeiedag vriende, baie welkom by NG Gemeente Jeffreys Bay se aanlyn erediens. Dit is vir my so lekker dat jy saam met my ook vandag inskakel en van waar af ook al jy mag inskakel, het sy dit nou van 'n aftreeoord is, dalk op pad, dalk by die huis, mag jy vandag regtig die Here se liefde en sy nabyheid ook ervaar. Ek wil jou graag kom groet in hierdie dag. Mag die Here jou ook kom seën. Ek kom groet jou in die naam van die Vader, die naam van die Seun en die naam van die Heilige Gees. Dit is vir my so lekker dat ons saam met mekaar op reis kan wees. NG Gemeente Jeffreys Bay is 'n gemeente wat hier in die Oos-Kaap geleë is, langs een van die mooiste kusdorpe wat daar in hierdie kuslyn ook mag wees. En ons gemeente, NG Gemeente Jeffreys Bay, het die voorreg om Jeffreys Bay se omgewing vanuit 3 kampusse te bedien. Die Kompleks kampus, die Gama kampus en ook Paradys Strand kampus. En wat wonderlik is die feit dat elkeen hulle eie spiritualiteit ook het. Ons as gemeente is geroep om 'n gemeente te wees wat skadu, groei en vrug kan bied aan alle mense. Ons vertolk ook daardie roeping, nie net hier in Jeffreys Bay nie, maar ook verder in die Oos-Kaap. Dan gaan ons so 'n bietjie verder, Mosambiek en dan spesifiek ook in Indië en tot die uithoeke van hierdie wêreld. Kom ons bid saam en ons vra die Here se seën ook op hierdie dag. Here, baie dankie dat ons ook nou hier op hierdie manier met mekaar kan verbind. Dankie vir tegnologie. Dankie dat ons weet dat ons ook hierdie woord wat ook na ons toe gaan kom, mag jy dit ook vir ons kom oopbreek. Dankie vir u Gees wat ons ook lei. En dankie dat ons ook weet, Here, dat u ons ontmoet waar ons is, net soos ons is. Maar dankie dat ons weet, Here, dat u ons nie los soos ons is nie. U is die een wat ons elke dag kom verander. U is die een wat vir ons wil kom sê, ek wil saam met jou die pad stap. En mag ons ook sê, Here, ek maak myself oop, sodat u dit deur u Gees ook elke oomblik kan doen. Ons eer u vir u goedheid en ook vir al die genade en mag vandag se diens oor u alleen gaan. Mag u die fokuspunt en die middelpunt ook wees. In Jesus naam kom bid ons dit. Amen. As gemeente is ons saam op pad met 'n tema, wees lig, leef lig, en hierdie jaar gaan ons spesifiek daarop ook fokus en ons reeks het spesifiek van die begin af daaroor gegaan. En ons sal net so 'n bietjie terugskou en kyk na ons reeks. Ons het die 2 Februarie begin met as jy moeg is, kom na die Here toe en hy sal jou kom herstel. Die Sondag daarna het ons spesifiek gaan kyk oor hoe lyk rus, hoe lyk ware rus in die Here. Ons het die naweek daarna, die 16de, spesifiek gesels oor loop, werk en kyk, en spesifiek na Jesus. Hoe het Jesus geloop, hoe het hy gewerk en hoe het hy gekyk? Die 23ste Februarie het ons leer ritme en genade gedoen, ons spesifiek die ritmes van genade in ons elke dag se lewe te kan ervaar. Die 2 Maart het ons spesifiek gefokus op ek is lig. En deur ons krake van hierdie lewe skyn God se lig na die wêreld toe. Dan het ons ook die woorde in die 9de Maart vertoef, vry en lig. En vandag spesifiek gaan ons fokus op ons voorreg. En mag ons ook daai voorreg vandag beleef deur die woord wat vir ons ook die lig op ons pad is. As jy jou Bybel by jou het, maak hom saam met my oop by Romeine 5. Nou net so spesifiek net te kan kyk na die agtergrond van Romeine 5. Romeine 5 vorm deel van Paulus se brief aan die Christene in Rome en omstreeks 57 na Christus is hierdie brief geskryf en op Paulus se 3de sendingreis. En Paulus het hierdie brief geskryf toe hy nou op pad was Jerusalem toe. Hy wil eintlik vir daai gemeente sê maar hy is op pad, hulle moet vir hom voorberei. En dan het hy ook gesê dat hulle moet in hulle geloof versterk kom word. Hy sê vir hulle, ek is op pad na julle, maar ek wil ook sommer vir julle sê, julle moet sterk staan in die geloof.
En ons weet in daardie tyd het die vroeë Christelike kerke stryd gehad met verskillende mense in hulle kerke. Daar was Jode en nie-Jode wat saam met mekaar aanbid het. En dink net vir jouself wat 'n moeilike uitdaging dit was om Jode en nie-Jode, mense van verskillende kulture en agtergronde in een gebou of in een plek saam te sit. En Paulus sê eintlik, hy sê in hierdie Romeine brief sê hy, maar as ons spesifiek gaan kyk na sonde in die heelal, sê hy almal het sonde. En dan sê hy so mooi, hy sê maar die Christus se genade is in kontras met die sonde. En dan sê hy die sentrale fokus is die verlossing en die vryspraak van Jesus Christus. Is dit nie so mooi nie? Die wete dat ons ook as verskillende mense by mekaar in een gebou of in een plek by mekaar kan kom. Verskillende stories, agtergronde, maar in Jesus Christus die verlossing en die vryspraak deur Jesus Christus oor al die sonde heen. Kom ons lees saam Romeine 5 en ons kyk wat dit vir ons ook wil sê. Die vrug van die vryspraak. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie, ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Baie word gesê in Romeine 5, maar een ding wat vir my uitstaan, is hoe hierdie twee gedeeltes teenoor mekaar kom staan. Swaar kry en dan ook lekker kry. So swaar kry en lekker kry is waarmee Paulus hier werk, is teenoorgesteldes, of so dink ons. In ons skrifgedeelte lyk dit vir my of Paulus hierdie twee eintlik saamgooi. Hy sê hierso die woorde, ons verheug ons oor die swaar kry. Ons verheug ons oor die swaar kry. Dit is vreemd. Dit is asof hy nie weet waarvan hy praat nie. Vir daai oomblik as ek na daai woorde kyk, dan dink ek, Paulus, waarmee is jy besig? Hoe kan ek my verheug in ons swaar kry? Hoekom sê jy hierdie goed? Dis mos nie maklik nie. Vreugde en swaar kry klink dalk nog vir ons op die oor af goed en reg. Maar sodra jy die swaar kry name begin gee, dan verander alles. Ek wil gou die oefening doen. Kom ons toets dit net vir 'n oomblik. Vreugde en kanker. Hoe klink dit? Vreugde en kanker. Hoe klink vreugde en eensaamheid vir jou? Hoe klink vreugde en verwerping vir jou? Vreugde en dood. Weet hierdie Paulus ooit waarvan hy praat? Ek wil hiermee begin deur te sê dat Paulus het presies geweet wat swaar kry is. In hoofstuk vers 26 tot 27 word Paulus se lewe eintlik vir ons verwoord oor die swaar kry, dat hy geen lekker lewe gehad het nie. Paulus is op reis en in gevaar, en daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van volksgenote, gevare van heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op die see en gevare onder die valsbroers met wie hy te doen gehad het. Daar was vir Paulus harde werk en swaar kry.
dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, dikwels sonder kos, sonder skuiling en dan ook die bedekking teen die koue. Selfs Paulus se foute, jy gaan nou sien hierop, gaan daar 'n woordjie foute op bestaan. Daai foute is natuurlik verkeerd gespel en dis juist daarin dat selfs in Paulus se foute wat swaar kry ook gebring het. Paulus se groot passie was hy gefokus en hy was dinamies. Hy die meeste van sy tyd het hy op mense se tone getrap. Hy was voortvarend, hy was visionerend. Hy het alles gedoen vir Christus en vir die koninkryk en hy daarvoor het hy gesê, maar dit gee ek my lewe. Paulus skryf hierdie stuk oor swaar kry vanuit sy persoonlike ervaring. En hy sê, ons verheug ons ook in die swaar kry. Nou moet ons daarom raak sien. Paulus sê, ons verheug ons in die swaar kry en nie oor die swaar kry nie. Paulus is nie 'n smartvraat nie. Paulus is nie iemand wat om vreugde vind oor die swaar kry wat in sy lewe kom nie, maar in die swaar kry wat na sy kant toe kom, gaan hy die vreugde van die Here ten alle tye ook soek en vind. Dit laat my dink aan Paulus en Silas wat in Handelinge 16 vers 25 staan daar geskrywe, teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Nou dis in die gevangenis. Die ander gevangenisse wat daar om hulle was, het na hulle geluister. Paulus en Silas, middernag, donkerte om hulle, vasgeketting in 'n tronk en hulle sing tot lof aan die Here. Regtig is vir baie mense presies dit. Dit is 'n tronk waarin hulle self bevind. En dalk is jy op hierdie oomblik in jou lewe van swaar kry en dit voel vir jou soos 'n tronk, vasgevang. Jy het geen vorentoe of agtertoe. Jy kan nie vorentoe of agtertoe dink nie en uiteindelik draai jou gedagtes vas oor die lewe. Jy wil liewer nie terugdink aan tye toe dit nog beter gegaan het nie. En jy wil ook nie die kans kry om vorentoe te dink nie, want jy sien nie 'n toekoms nie. En jy kan ook nie droom daaroor nie. Jy sit in ellende, in 'n tronksel, en dan dink jy baie keer by jouself, dalk hierdie swaar kry wat in jou lewe plaasvind, dan lees jy die woorde van Paulus en Silas, en jy lees hier die woorde dat ons moet verheug in die swaar kry, dan is dit wanneer ons sê, maar Paulus, hoe kan jy in die tronk oor jou swaar kry nog steeds bly wees en vreugde vind en lofliedere teenoor die Here sing? Vriende, kon Paulus sing, omdat hy presies geweet het dat die tronkmure hom nie definieer nie. Dalk kon Paulus juis ook sing omrede hy die swaar kry was nie sy bestemming nie. Paulus kon as te ware deur die tronk kyk en hy kon geloof raak. Uit die geloof uit kon hy verder deur hierdie tronkdeure sien om presies te weet, maar dit wat die Here in gedagte het, is baie groter. Ek dink Paulus kon nog verder kyk tot in die hoop, dat hy hoop kon sien deur daardie tralies, of dalk deur daardie deur wat met 'n skreefie van tralies was, kon hy steeds eers dalk lig in die hoop en deur geloof sien. Paulus en Silas is nie alleen nie, hulle is in hierdie donker tronk en dan in daardie donker tronk gebeur daar iets wonderliks. God se gees deur swaar kry, deur hulle eie swaar kry, kom waai deur daardie tronk, 'n vars bries. En hy weet God bly besig met hom. En dit is die mooi wat hiervan is. Al kry hy ook hoe swaar, hy vind sy vreugde, want hy weet dit wat die Here in hom begin het, gaan hy tot die einde toe, saam met hom ook hierdie pad stap. Ons hoor die woorde vrygespreek. Paulus begin hierdie woorde, God het ons dan nou vrygespreek, omdat ons glo. Vriende, dit beteken nie dat my geloof die manier is waarop ek verdien dat God my vryspreek nie. Ek verdien dit juis nie. En weet julle wat is die mooi? En geloof is om dit te weet. Ek glo in God wat mense vryspreek, al verdien hulle dit nie. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, nie deur my geloof nie, maar alleen deur Christus. Dis alleen van hom af wat ek vry gespreek kan word. Geloof is om vertroue in hom alleen te hê, om weg te kyk van myself af, my eie sonde, my eie prestasies, en dat ek nie daarop moet staat maak nie, maar eerder alleen moet staat maak op Christus en dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, om vir ons vry te spreek. Daarom skryf Paulus in vers 2,
Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. Geloof is om te bly staan in genade. Om te weet dat jy nie voor God sou kon staan as die genade nie daar was nie. Dit is ook daaroor dat het verder gaan in vers 6 waar Paulus eintlik sê dat sonder Christus is ons magteloos, is ons goddeloos, is ons sondaars, is ons vyande van God, is ons Adams kinders. Was dit nie vir Christus nie, wat vir magtelose en goddelose mense gesterf het nie, het ons geen hoop vir ons eie lewens gehad nie. Maar hy het dit gedoen. Ons hoef nie staat te maak op onsself nie, maar op God alleen. Mense kan vasstaan in genade vir dit wat Christus kom doen het, en nie hoe goed ons is nie. Ook in ons swaar kry, want swaar kry kan jou so aan jouself oorgelaat voel. Ek weet nie hoe jy al gevoel het in jou swaar kry, maar ek weet in my eie lewe, hoeveel keer in swaar kry, dan dink ek baie keer, ek is alleen, ek kyk na die wêreld en ek wil iemand blameer, of iets blameer, dat ek net beter oor dit voel. Ek voel baie keer in die swaar kry, baie keer ook alleen. Soms voel mense sonder God, soms voel hulle sonder mense wat hulle ondersteun, en dan moet ons terugkyk in geloof. Dit is al een manier om jou swaar kry tronk te kan sien, is om in geloof daarna te kyk. Kyk wat God gedoen het in Paulus, in Romeine, deur Paulus se lewe in Romeine 8 vers 32, en hy sê dit so mooi, hy sê, hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te kom red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Anders gesê, God het sy seun vir ons gegee. Sal hy ons dan nou alleen los in ons eie swaar kry? En ek wil daardie antwoord gee. In hierdie teks, nooit. Hierdie teks sê vir ons, hy wat sy seun vir ons gegee het, sal tot die einde toe nog meer dinge saam en deur ons lewens ook doen. Hy hou nie op nie. Ook in ons kankerstryd. Ook in ons eensaamheid. Ook in ons verwerping. Ook in ons dood. Los God ons nooit nie, al voel ons soms so. Vriende, ons kan vorentoe kyk, God is nog nie met ons klaar nie. Ons moet dit weet, God is nog nie met jou klaar nie, maak nie saak waar jy is nie, dalk vasgekluister in 'n sterfbed, dalk sit jy by die huis met siekte, ek weet nie wat jou situasie is nie, maar God is nog nie klaar met ons nie. God sal nie sy eie seun stuur, wat vir ons sterf, en net sê, nou los ek julle oor in julle eie genade nie. God bly saam met ons ook op pad. Die God wat genade aan ons gegee het in Christus, doen nie halwe werk nie, ons moet dit ook weet. Paulus sê, daar is hoop in hom, maar hoop is by Paulus, dat God sal klaarmaak wat hy reeds in die kruisdood en in die opstanding reeds begin het. Daarom sê hy, die hoop beskaam nie, want God sal ons nie verleë laat nie. Dan is daar 'n tweede gedeelte wat versoening is. Versoening, Paulus kom en hy sê, dat hoop staan nog vaster as die geloof. Die toekoms is nog sterker as wat God in die verlede gedoen het. En hy sê daar in vers 9 en vers 10, aangesien ons nou vrygespreek is op God van sy versoeningsdood, sê vers 9, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook aan die straf van God gered sal word. Vers 10 sê dit so mooi, hy sê, aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun, gered sal word. Dis toekomsgerig. As God genade bewys het aan sy vyande, hoe sal hy nie in die toekoms sy kinders genadig wees nie? Vir my en vir jou, wat as kinders van God genoem te kan word. As God se genade bewys is aan vyande, hoeveel te meer vir ons as kinders van die Here. Vriende, as ons kan hierdie onderliggende vreugde hê en swaar kry, is in 'n diep blydskap dat ons ook hierdie vreugde kan hê, 'n diep blydskap wat ons laat lof sing in die nag of in die donkerte. Vriende, deur Christus in die geloof is ons God in God se hande, in goeie hande. Al is daar dalk swaar kry tans of môre of dalk in die toekoms, moet ons weet, sal God ons nie los voordat hy die werk in ons klaar gemaak het nie. Dan hoor ons die woord volharding.
Volharding is hierdie Paulus wat in hierdie tronksel van swaar kry is nie 'n plek van passief sit en wag op God se werk weer op dreef sal kom nie. Vriende, swaar kry is 'n plek waar God besig is om aan die werk met ons elkeen, is hy aan die werk, al kry ons swaar. Ons sien dit daar in hoofstuk 4 vers 3 en 4 wat sê, swaar kry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. Swaar kry kan so maklik in 'n tou opgooi mentaliteit in ons binneste kweek. Van ek wil maar net, waaroor gaan die lewe dan nou eintlik? Dalk is jy op hierdie oomblik by tou opgooi se vlak. Dalk is jy op hierdie oomblik in 'n slagoffermentaliteit vasgevang om te weet dat die wêreld, want dis wat baie keer gebeur, dat as swaar in ons lewe is inkom, dan word ons 'n slagoffer van die situasies in ons eie lewens en ons probeer iets of iemand blameer. Dis dalk die vorige regering of dalk hierdie regering of dit is dalk apartheid se skuld of is dalk hierdie goed se skuld. Ons probeer iets of iemand ons blameer en ons raak nader aan slagoffers. Ons raak nader aan bitter. Ons raak mense wat so maklik die bitterheid van hierdie lewe sien, as wat dit ons kan bring na 'n beter toekoms en 'n beter verstaan. As ons geloof knak, kan ons hoop verloor, so maklik. En kan ons so maklik in 'n slagoffer beland, waar die wêreld my skuld en mense my skuld. En julle, ons moet hierdie woorde hoor, ons vertroue is op God alleen. Hy werk met ons. Ons ervaar hoe hy ons deur die swaar kry, soos hy vir Abraham deur kinderlose jare gedra het en Paulus deur gevaar op gevaar gedra het, so dra hy ons elkeen ook. Dan vriende, volharding, sê Paulus, kweek egtheid van geloof. Nou egtheid van geloof beteken nie jy's nou 'n supergelowige of jy's 'n eerste klas Christen nie. Egtheid van geloof beteken ek besef dat ek op God alleen kan vertrou. Dis die egtheid. Om te besef jy word gesuiwer en skoongemaak van die reste van selfvoldaanheid, trots en ego. Jy word losgemaak daarvan en jy besef eintlik egtheid van geloof is om so gestroop te wees van hierdie lewe se goed en dat ek net op God kan vertrou. Ons hoor hoe dit gebeur in Paulus se eie woorde in 2 Korintiërs 1 vers 9. Vertel hy hoe swaar hy gekry het. Hy sê trouwens, dit het gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Hoeveel kere voel dit ons nie dalk so nie, dat die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is, maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sal vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Daarin kry Paulus geloof en volharding. Volharding verdiep ons vertroue in God. Hierdie volharding kweek ook dat ons motiewe suiwer, ons agendas ook suiwer, om van ons agendas ontslae te raak en op God alleen te fokus. Ons word weer in hoop versterk, want as ons besef hoe groot God se betroubaarheid is, hoe meer kan ons hom vertrou. Soms gaan dit maar sukkel. En partykeer is ons mense en lewens partykeer op die rand van 'n afgrond. Jy loop jou lewe op hierdie oomblik. Jy sien daardie afgrond. 2 Korintiërs 1 vers 8 lees ons dat Paulus ook maar gewanhoop het voor hy opnuut weer leer vertrou het. En dit bring vir ons by hierdie een aspek waar nog 'n V inkom en dit is vrede. Tog kom daar selfs so op hierdie rand van die afgrond iets van 'n hardnekkige vreugde en vrede in ons binneste tot stand. Hoekom? 'n Vreugde, sê vers 11, oor God selfs. Soms is God dan ook regtig al wat jy nog het om oor bly te wees. Maar jy weet, hy is ook genoeg. Dalk is ons op hierdie oomblik waar ons dalk verliese in ons lewens beleef het. Verlies aan gesondheid, verlies dalk aan die lewe se verganklikheid, dalk werkverlies. Dat wanneer ons op hierdie punt kom, soos wat Moeder Teresa gesê het, wat so mooi is, you won't learn that Jesus is all you need until Jesus is all you have. En dit is vir my sulke mooi woorde. Woorde om te besef, soms is dit wat vir ons die vreugde en vrede gee, is dat die wêreld kan vergaan, maar om God as koning van ons lewens te hê, maak dat ons vreugde en vrede kan ervaar in die mees moeilikste situasies van ons lewens. Want dit is baie keer al wat ons op kan hoop, al wat vir ons vreugde kan gee, al wat vir ons uitkoms kan bring.
en al een wat onveranderd is, wat sê ek is gister, vandag en môre en elke ander dag, is ek saam met jou, is ek die God, die Immanuel, wat jou hart ken, wat jou persoonlik ken, van die begin af. Waar jy nou is, gaan ek die werk in jou voortsit, tot die volleinding, tot die dag, wanneer ons hom ontmoet, gaan hy saam met ons ook hierdie pad stap. Wat 'n voorreg, wat 'n vreugde, wat 'n vrede het ek en jy vandag, om hierdie te kan hoor. Soms is God dan ook regtig al wat ek en jy nodig het om oorbly te wees. Maar ek en jy weet, hy is meer as genoeg. Daarom mag ons in hierdie vrede leef, wat vir ons sê om te sê, en hierdie vrede bring dit ook weer vir ons vreugde. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons weet dat U ons aan ons verbind, soos wat U wil. Dat ons weet, Here, selfs in ons foute en hierdie sondige wêreld, Here, stap U die pad verder saam met ons. U bring vryspraak, U bring vreugde, Here, U bring volharding en U bring versoening en vrede vir alle mense. Here, hierdie woorde moet ons ook hoor vir ons eie lewens nou op hierdie oomblik. Dat wanneer ons na die lewe kyk, Here, is dit so maklik dat ons in hierdie swaar kry kan wegraak. Maar Here, dan hoor ons hierdie woorde en dan besef ons dat U ook vir ons kom sê, maar verheug jou in hierdie swaar kry. Verheug jou daarin, dat wanneer ons swaar kry, Here, dit is deel van ons lewens en deel van ons stories. Maar Here, dan gee U vir ons 'n ander alternatief. Die alternatief om te sê, jy kan steeds hoop in geloof, want ek het jou kom vryspreek. Ek kom bring vreugde. Ek wil hê jy moet in volharding ook wees, maak nie saak hoe die lewe lyk nie. En dit bring vir ons ook hierdie vrede met die wete dat U versoening wat U gebring het tussen ons en U, deur U seun wat aan 'n kruis vir ons sondes gesterf het, wat opgestaan het, wat lewe. En so weet ons, Here, dat ons vandag kan sê, maar Here, ons stap saam met U die pad. U is ons hoop. U is ons bergvesting, die een by wie ons skuil, die een wat vir ons uitkoms bring, en die een wat ons harte ken. Bring vir ons vreugde, maak nie saak wat in ons lewens aan U gebeur is nie. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons ook ingeskakel het. Mag ons ook nou die Here ook dien met ons liefdesoffers. Dankie dat jy ook hierdie gemeente in staat stel om 'n verskil te kan maak, ook van hier af verder en tot die uithoeke van hierdie wêreld. Indien jy graag 'n gebedsversoek na ons kant toe wil stuur, ons gebedsspan sal dit graag ook wil ontvang. So jy sal ook nou sien, stuur dit asseblief vir ons na gebed@ngkjeffries.co.za. Na afloop van hierdie geleentheid sal daar ook vir ons dan die afkondigings wees wat gaan rol, en op daardie manier kan jy ook weet waarby jy ook kan inskakel en waarvoor jy kan bid. Ontvang ook so die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Mag die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees saam met julle elkeen wees en bly. Mag hy julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.